Hallo maats en welkom terug by nog 'n episode van Wat wil Jesus ons leer? Vandag kyk ons vir oulaas na die boek Levitikus. 'n Belangrike deel van Levitikus is die beskrywing van feeste en spesiale dae wat die Israeliete moes vier. Hierdie feeste het hulle gehelp om God te onthou en te dank vir sy goedheid. Kom ons loer na wat Levitikus sê en wat ons daaruit kan leer. Die Sabbat. In Levitikus 23 vers 3 staan daar: 6 dae lank moet daar gewerk word, maar op die 7de dag is dit 'n Sabbat van volkome rus, 'n heilige samekoms. Ons moet een dag per week rus en tyd saam met God en ons familie spandeer. Dit is 'n tyd om te herstel en dankbaar te wees. In Levitikus 23 vers 4 tot 8 lees ons oor die Paasfees. In die eerste maand, op die 14de dag van die maand, in die aand, is die Paasoffer van die Here. Maats, hierdie fees herdenk hoe God die Israeliete uit Egipte bevry het. Dit leer ons om dankbaar te wees vir God se verlossing en om sy groot dade te onthou. Ons lees oor die fees van ongesuurde brode in Levitikus 23 vers 6 tot 8. En op die 15de dag van hierdie maand is die fees van die ongesuurde brode vir die Here. Maats, hierdie fees herinner ons aan die tyd toe die Israeliete vinnig uit Egipte moes vertrek. Dit leer ons om God se voorsiening te onthou en om te vertrou dat hy vir ons sal sorg. Die fees van Basuine. Levitikus 23 vers 23 tot 25 lees as volg: Die Here het vir Moses gesê: Sê vir die Israeliete, die eerste dag van die 7de maand moet vir julle 'n buitengewone Sabbat wees, 'n herdenkingsdag aangekondig met 'n geskal, 'n heilige byeenkoms. Julle mag geen gewone take verrig nie en julle moet 'n offergawe vir die Here bring. Hierdie fees begin die maand met 'n spesiale dag van rus en viering met basuine of trompette. Dit herinner ons aan God se goedheid en gee ons tyd om te reflekteer en dankbaar te wees teenoor hom. Maats, ons weet wat dit is om 'n spesiale dag te vier of om fees te hou, maar ons vier dan nie eens meer al die feeste van die Israeliete destyds nie. Wat kan ons dus uit hierdie gedeeltes in Levitikus leer? Ons kan leer oor rus en refleksie. Neem tyd om te rus en om oor God se goedheid na te dink. Dit help ons om ons geloof te versterk en te waardeer wat ons het. Dit leer ons ook iets oor dankbaarheid. Ons vier spesiale dae om te onthou wat God vir ons gedoen het en elke dag doen. En ons is dankbaar vir ons seëninge wat ons ontvang. Dit help ons om 'n dankbare hart te hê. Dit herinner ons ook. Deur spesiale feeste en dae te vier kan ons belangrike gebeurtenisse in ons geloof onthou en vier. Dit help ons om ons geloof lewendig te hou. En laastens, leer dit vir ons oor vergifnis. Ons moet bereid wees om vergifnis te vra en om ander te vergewe. Dit maak ons harte skoon en bring ons nader aan God. Daar sy maats, deur hierdie feeste en spesiale dae te leer en te vier, kan ons 'n lewe lei wat God gelukkig maak en wat ons help om beter mense te wees. Tot volgende keer. Totsiens!